Daar's toekoms, hoop vir die kerk se toekoms met nuwe diakens. So. Alright, toe maar kom ons raak net so rustig en dan sing ons 'n laaste lied voor ons begin met die diens en so met ons gedagtes daarop stel, want baie keer gebeur dit mos, jy kom hiernatoe, as dit klomp goed in jou gedagtes en jou hart en jy dink al klaar weer, yes, ek moet hierdie week dit en dit gaan doen. Maar kom ons koop ook hierdie tyd uit en ons fokus regtig op die Here en laat toe dat die Here ook deur sy gees, deur 'n mens se stem met ons elkeen praat en dat ons iets sal ervaar van God se teenwoordigheid hier. Kom ons dit net so, dan sing ons die volgende lied. As ons hierdie woorde sing, en jy bedoel dit uit jou hart, open my oë, Here, my geestelike oë, dan erken jy mos daarmee dat God die lewende God is. En hy's hier teenwoordig, want sy kinders is hier, en deur sy gees is hy hier teenwoordig. En daarom, gemeente, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons staan en dan sing ons tot eer van die Here. Kom ons besing die lof van die Here met 2 liedere. Ons sal dit aan mekaar sing, so kom ons staan en sing ons die volgende 2 liedere.
Right, ek soek gou 2 volonteërs van die kinders. Right, hier's ene. Niks. Sy. Nog 'n man. Hierdie man met sy baadjie. Die eerste Sondag toe sy was daar, ek is jammer my dogter is al uit die skool uit, weet. Right, jou naam is nou weer? Andri. Jy's Frans, né? Cooper. Niemand, jy was nou Frans gewees. Daar. Ag nee, ek sal regkom. Alright. Daar's vir jou 'n eier en daar's vir jou 'n eier. Alright. Goed. Nou moet julle bid dat hierdie ding werk. Goed. Kyk, champ, jy moet gou hierdie eier hou hom so hoog en dat val jy met die bakkie. Ja. Hou 'n bietjie hoor. Alright. Dis 'n sterk eier hierdie. Hou jou eier. Alright. Hou jou eier daar, staan sodat die mense jou kan sien, staan so. Alright. Gooi hom in. Gooi hom weer. Oeg. Nee, heel. Ek gaan hom nie weer vashou. Gaan jy nie meer vashou nie? Nou wat is die probleem? Kan hom nie sien nie. Wat? Hy's net 'n bietjie stikkend man, dis nie, wat is die issue? Dis die hele eier stikkend. Maar jou eier is alright, nê? Nee. Maar dis dan dieselfde eier. Eier is eier. Hoekom het jy nou nie gebreek nie? Daar's fout, jy het hom met jou vingernaald stikkend gedruk voor die tyd. Is nie, ek het gesien jy het hom so gedruk. Alright. Wat dink jy hoekom sy eier nie gebreek nie? Want sy eier was laer. Nee, hy het hom hoor gehou, hy het hom 2 keer gegooi. Alright, wie van die kinders kan sê? Sê weer? Kom altyd jy weet. Ag ja, maar jy's in die hoërskool, jy weet dit, né? Alright, hierdie is gekookte eier. Alright, dankie, julle kan gou weer gaan sit. So, die verskil tussen hierdie 2 eiers, albei is eiers, oudjies. Maar die een is rou en die een is gekook. So die binnekante lyk verskillend. En dis wat die wêreld met ons doen. Die wêreld druk ons in een rigting. Maar God wil hê ons moet anderste binnekant lyk. Né? En God wil sê ons moet die binnekant nuut word sodat ons kan sterk wees en kan krag hê vir die dinge by die skool. Maar dit is mos nie altyd lekker, maatjie sterg jou en juffrou is kwaai met jou en jy kom in jou toets deur nie, jy kry nie span nie. En as jy so hierdie eier is, dan val jou lewe maklik sommer plat. Dan kry jy lê daar op die bed en ag arme ek en hoekom het ek nou nie span gekry en hoekom is juffrou weer lelik met my? Dan sal altyd, ekskuus, ek pik nou lekker op altyd want my seun is ook altyd so, ek ken hom. Dan gaan altyd sê hoekom het die girl met my uitgemaak en al die goedjies, né? Alright. Maar as jou lewe so lyk, jy is sterk binnekant, dan kan die dinge maar kom, jy val nie maklik plat nie. In Romeine 12 vers 2 staan daar kinders, dat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Met ander woorde, jy moet kyk dat hoe jy lewe moet in lyn wees wat die Bybel sê. Ja, daar's baie goed wat ons nie verstaan nie. Is in die Ou Testament, daar's 'n klomp staf daar wat dis weird goed. Maar ons moet mooi lees, want die Bybel sê dis hoe jy moet lewe. So sterkte vir jou week en mag jy hierdie week sommer regtig binnekant sterk wees sodat jy vir die wêreld kan wys. Wow, kyk dis hoe kinders van die Here lewe en maak 'n verskil. Alright, so baie dankie, julle kan lekker nou uitstap vir die kategese en ja, ek sal nog 'n bietjie by julle kom kuier op 'n stadium. Ja, dis klomp kinders. Ja, die belydensklas-kinders, ek hoor ons het 2 ure na die tyd. Ek is vandag 'n bietjie kuier, vandag 'n bietjie by julle. So bring jou Bybel, jou noteboek, jou kommentaar, jou netjiese kerkklere. Ek hou nie sonnaskool sonder dit nie. So ek sien jou na die tyd hierso. Alright. Nee, glad nie, ons gaan lekker saam kuier. Goed. Kom ons sing 'n lied as 'n gebed voor ons aangaan met die diens. Ons regtig vir Here vra. Spreek Here
en ons wil luister. Want ons weet ons is 'n mens wat hier voor staan. Maar wanneer ons regtig op die Here fokus, dan hoor ons God se stem op 'n ander manier. En mag ons regtig vanoggend hier kom sit en kom luister, maar wat is dit wat die Here wil hê ek moet hoor? So kom ons sit net so, dan gaan ons die eerste keer net die dames sing, die tweede keer die mans, en dan die derde keer sing ons hom almal saam as 'n gebed voor ons begin verder aangaan met die diens. Kom ons sit net so en dan sing ons hierdie gebed saam. Op die plaas waar ek groot geword het, so 20 km buite Makwassie, is net so 100 km, 80 km suid van Klerksdorp, op 'n plaaskooltjie groot geword, baie goeie memories van my plaaslewe. Maar ek onthou gereeld as 'n kind, en ons was 'n redelike klomp mense wat daar by mekaar gebly het, weet familie. Dan, ek weet nie wat eenmal 'n maand was, of een keer in, elke week nie, maar gereeld, dan my ma het so 2 huishulpe gehad, Dorina en Martha, die dierbaarste mense gewees. En dan, as ek daar speel buite, dan is ek besig om my potte blink te skuur, met staalwol. En dan vryf hulle, eers dan is die klomp goeders, en lepeltjies, en alles moet blink lyk. En dan kom my ma daar verby, sy sê, Martha, onthou nou, jy moet hierdie pot ook binne skuur, anders gaan die tee nie lekker proe nie. Dan moet Martha weer binne. Kyk my ma, nee, is nog nie mooi skoon nie. Julle jong klomp sal nou nie daarvan weet nie, maar dis die prentjie wat ek het. Dan skuur hulle, dan maak hulle blink buite. Of dan kom kuier die seun se meisie die eerste keer by die huis. Eers dan mamma maak skoon en stofsuig en bak die lekkerste koek. Want ons moet net dan vir Boetie se girlfriend wys, ons is ordentlike mense. Maar is dit nie ons lewe baie keer is, van ons sal blink buitekant wees, en ons polish, en ons maak skoon. Maar binne my hart is daar soms twyfel, en vrese, en vra, en dink ek op 'n wêreldse manier. Want iewers in ons kultuur het ons die ding half begin leer, dat my buitekant is belangrik. Julle ken die taal van Christianese. Christianese is, jy praat al hierdie regte geestelike goed. Maar dan jy of die persoon met wie jy praat, is nie regtig eintlik seker wat jy nou bedoel nie. So geestelik praat ons reg, maar binnekant is daar dinge nie in plek nie. In Romeine 12 help ons 'n bietjie ietsie hiervan verstaan. Van hierdie buitekant en hierdie binnekant. En Paulus skryf hierdie brief vir Romeine omrede daar was 'n klomp tweespaltes in die gemeentelede. En dink as hier 49 na Christus het keiser Claudius
al die Jode verban uit Rome uit. Toe die heidense Christene is ouens wat nie Joodse afstammelinge is nie, het hulle begin oorneem in die kerk en leiding geneem, en toe die Jode terugkom na Claudius se dood, toe is daar hierdie spanning, want die Joodse Christene wil hê, maar hierdie ander Christene moet ook die wette onderhou. Daar is sekere reëls en regulasies wat jy moet nakom. En dan sê die ouens, nee, maar dis nie wat Paulus ons geleer het al nie. Want daai tyd was daar nog nie 'n Bybel nie. En so is dit hierdie spanning. En toe skryf Paulus nou hoofstuk 1 tot 11 van Romeine om hierdie goed reg te stel en sê jy word alleen deur genade gered, nie goeie werke nie. Ons is almal skuldig voor God. Jesus alleen is die verlosser. Weet nie so 'n bietjie daai teorie, bietjie kategese bietjie vir hulle gegee. En dan kom in vers 12, hoofstuk 12, waar hy vir hulle sê en nou doen ek 'n beroep op julle. Met ander woorde, daar moes nou vooraf iets gebeur, as hy sê en nou. So hy het nou vooraf hulle verduidelik, dis hoe dit werk, alleen deur genade, alleen geloof, alleen Jesus, nie goeie werke nie. En dan nou. Kom ek vertel julle, hoofstuk 12 tot 16, hoe moet jy lewe as 'n Christen? En dan lees ons in vers 1 van Romeine 12, waar Paulus vir die gemeente skryf. So, hy skryf dit vir gelowiges. Hy skryf dit vir die kerk. Ons is mos die kerk. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar dat God julle verander deur jou denke te vernuwe. Hierdie denke is nie net my kognitief nie, maar my hele menswees moet vernuwe. Wat gaan gebeur as my denke vernuwe word? Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. En nou verduidelik Paulus hier so 'n bietjie hoe werk die liggaam. Ons is mos 'n liggaam met verskillende lede. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus, een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat vir mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is van profesie, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee met toewyding, as ons ander help, dan met blymoedigheid. Die eerste gedagte wat ek graag uit hierdie teks wil deel, moenie gelyk word aan die wêreld van vandag nie. Want Paulus skryf daar, ons moet onsself gee vir die Here, né? Gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer en moenie gelyk word aan die wêreld nie. En die wêreld wat hierna verwys word, is nie die materiële wêreld nie, maar half die kultuur, hoe die ouens dink. Hulle wat sonder die Here lewe. En in die Ou Testament, as ons met die offers, die offer wat die Jode gebring het vir God, die lam, die wat ook al, die graan, die oes, was 'n simbool om my te verteenwoordig, die Here, hier's ek gee myself vir U, of Here, ek bely my sondes. En hierdie offer is namens my, wat ek vir U gee. En so hier sê God, of Paulus vir hulle, dit gaan nie oor die offers nie, jy is die lewende offer. Jy moet jouself voluit gee. Maar pas op
vir die invloede van die wêreld. Moenie gelyk word aan hierdie wêreld nie, want jy gaan jou vingers brand. En dis waar hierdie, na aanleiding van Paulus se aanloop en die regstel wat hy met hulle gesê het. Maar hierdie gedeelte sluit baie aan by verlede week van Psalm 1, toe ons gepraat het oor dat dis 'n keuse. Jy moet 'n keuse maak om te sê, Here, hier's ek. Ek gee myself voluit vir U. Jy is 'n keuse wat jy moet maak en sê, ek kies om weg te draai van daai goeters wat my weghou van die Here af. Daar gaan nie engeltjie kom met 'n towerstaffie en jou beskerm van al die slegte goed van die wêreld nie. Maar jy moet kies, hoe reageer jy op dit? En jy moet kies om weg te bly. Dis soos 'n verkleermannetjie. 'n Verkleermannetjie pas hom aan volgens sy omstandighede, die klere waarin hy in is. En dis hoe die wêreld leef. Ons leef met go with the flow. Dis alright. Ons doen maar wat die tyd vir ons sê om te doen. Maar jy sê God, moenie saam dryf nie. Maar kies doelbewus om weg te gaan. Wees 'n lig in die duisternis. Wees anderste, want jy is die binnekant moet anderste wees. Dalk moet jy elke oggend meer fokus en dit waar jy nou is. Ek het weer die laaste ruk net weer opnuut bewus geword hoeveel mooi kinders van die Here is hier in Helstroom. Maar om elke oggend wakker te word en sê, Here, dankie dat U hier is. Dankie dat U na my kyk anderste as wat my baas by die werk na my kyk. Dankie dat ek nie hoef eerste span te speel om oké te wees nie. Maar miskien moet jy ook kyk na, wat is die invloede in jou lewe? Gaan evalueer hierdie goed wat elke dag op jou pad kom. Na wie se stem luister jy? Maar is net so, dan begin jy afdraai paadjie. Dis 'n keuse om te sê, Here, ek gee my alles vir U, om nie gelyk te word aan die wêreld nie. Dan die volgende gedagte wat ek wil deel. Word verander deur die vernuwing van jou denke. Paulus skryf hier, jy moenie gelyk word aan die sondige wêreld nie, maar dat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En hierdie woord verander, nou gaan ek baie slim klink. Die oorspronklike woord in Grieks, metamorfe of metamorfose, of dis waar ons woord vandaan kom. Want dit is 'n totale verandering wat plaasvind. Dis nie net 'n pleistertjie opplak nie. Dis 'n nuut word, 'n verandering van die binne af. En dit gebeur nie met jou eie wilskrag nie. Dis nie 'n selfhelp stappies, 5 stappies tot dit en 5 stappies tot dit en how to live a full life in fullness wat jy al hier goed kry nie. Maar dis 'n verandering van die binne, hier in my kop, 'n verandering dat ek anders kyk na die lewe. Ek is nuut hier binne. Maar ek moet God toelaat om dit te doen. Ek is nie 'n passiewe deelnemer om dit te sit en ek luister die dominee preek en ek luister woon 'n Bybelstudie by en ek luister dit op radio of ons. Ek is 'n 50% vernoot in my verhouding met die Here. Ons moet toelaat dat God ons denke vernuwe, verander en ons denke vernuwe. Ons leef in 'n kultuur waar ons toegang tot internet is oorweldigend maklik. Daar's soveel stemme wat jy kan hoor. Ek tik nou iets in en ek kry 'n antwoord. En ChatGPT is hier om te bly.
Wat ek wil weet, vra ek. Maar dit wat ek kry, is dit wêreldse goed of is dit regtig wat God vir my sê? Ek moet leer om te onderskei wat is die impak, wat is die invloed in my lewe? Dis soos 'n GPS. As jy mos nou ry, ek ry al sonder 'n GPS in die dorp rond. Waar is jy nou huis? Ek het my huis geskuif. Boshoffstraat 56. Bildiet. Ek het die Bildiet ek dan geweet, maar of jy gaan wel iemand kuier, maar nou ry dit wel beter. Maar as 'n GPS my verkeerd lei, dan kom ek op die regte plek uit nie. As my kop verkeerd is, dan kom ek nie uit by dit wat God wil hê ek moet wees nie. Dis soos 'n rekenaar se sagte ware, die grammatuur wat jy gebruik, dat daai program moet werk. As daar so baie updates en opgraderings, dan op 'n stadium besef jy maar hierdie weergawe wat jy het, werk nie meer nie. Dan moet jy upgrade sodat jou program kan funksioneer, sodat die program kan doen wat hy veronderstel is om te doen. Laat toe dat God jou geestelike GPS wat is die woord? Sê gou weer. Kalibreer, dankie as hy. Ek toets net of jy wakker is al. So God met jou geestelike GPS herkalibreer sodat jy in die regte rigting gaan om by die regte plek uit te kom. Ons het nou die aand die kinders kom kuier en toe stuur ek 'n location vir hulle maar Altus en Christine het eers die aand gekom. So was 'n bietjie donker. En toe stop hy vat die GPS na 'n ander plek toe. En ek besef my hier is dis nie die plek wat hulle die foto wat hulle gesien het nie. En toe ry hulle so eentjie aan, toe sien hulle my eysterwiel en geroeste goed daar in die tuin wat ek baie saamgebring het. En Christine sê vir Altus, daar is ons huis. Want sy het geweet, dis die regte merker. So die vraag is, hou jy vas aan jou oortuigings, jou denke, jou selfregverdiging? Of laat jy toe dat God deur sy gees jou binnekant verander? Soos 'n skoenlapper se fases totaal verander. Dis wat hy prentjie wil sê. Tot dit wat God bedoel het jy moet wees. So ons sê twee dinge vir mekaar tot nou toe. Die eerste is, gee jouself voluit vir die Here en moenie gelyk word aan die wêreld nie. En die tweede ding is, laat God jou verander, dat jy anders te kyk na die wêreld. So ons fokus vandag is om, jy kan net met hierdie insin uitstap, lewe van binne na buite. Ons is so gewoond om van buite te leef en buite blink te wees. Maar verlede week het ons gepraat in Psalm 1, dit gaan goed met die mens. Nie materieel goed nie, maar werklik geseënd die binnekant. As ek in die woord wandel en tyd saam met God spandeer. As ek van binne af lewe na buite, is daar stabiliteit, daar staan vastigheid, daar sekerheid. So wat is die gevolg daarvan? As ek so begin lewe, as ek van die binne af na buite begin lewe, dan kan ek begin onderskei wat is die wil van God. Want ons maak die wil van God so moeilik. Maar is nie so moeilik nie. En sonder vernuwende denke, sonder hierdie innerlike verandering, is God se wil baie vaag en my wil. Dan is daai twee paaie wat jy sien, is dit baie maklik om te kies. Of baie maklik om sommer enigiets te kies. Dis 'n groot grys gebied.
En dis dan wanneer ons kom met ons selfregverdigings, ja, maar God sal verstaan, of dis hoe ek maar is. Weet jy, dis wat ek dink daar staan. Maar ek is nie regtig bereid om te sê, Here, maar wat wil U vir my sê in hierdie deel nie? Alleen deur vernuwende denke kan ek weet wat is God se wil. God se wil is eintlik baie eenvoudig. Leef tot my eer. Ons maak baie keer so 'n groot ding van, daar moet ek dit, is dit nie Here se wil? God sê, doen dit tot my eer. Of jy nou vanoggend hier sit, of net gaan saam braai, in die gemeente braai, of jy werk die week, jy gaan weet wat is God se wil. En God se wil word nie ontdek deur al hierdie televisiepredikers wat al hierdie wonderwerke wil doen en al hierdie wow goeders nie. God se wil word van die binnekant af van jou bekend gemaak. En hoe meer ek hier binne is, hoe meer ek hier groei, hoe meer my denke verander, my totale menswees verander, hoe makliker is om te weet, ek dink hierdie is die regte pad. Ek dink ek het vinnig verlede week so 'n bietjie vertel, toe ek en my vrou in die Weskus was vir hierdie jaar, toe's daar, by die oggend gestap met die Wolfberg Arch toe, en toe was dit mistig en alles, en toe verloor ons die paadjie. Toe ons terugkom, kon ons sê, my wragtig, dit is so duidelik soos daglig, maar as gevolg van die mistigheid, het ons verdwaal geraak. Julle wat ook 'n bril het, ken die frustrasie, as jou bril vuil is, jy kan niks doen om nou skoon te maak nie, want jy kan nie so lekker sien nie, dan moet jy kyk. En dit ek het nou baie focals, en die dokter of die oogarts kundig sê, hy dink dis die beste opsie. Jy weet, anders moet jy hierdie ding van op en afhaal, en so kyk, werk nie lekker vir my nie. Dit voel ek is nog bietjie te jonk vir dit. Weet, so ek moet net mooi kyk. Maar ek moes geleer het om my bril reg te gebruik. Maar as ek so sukkel om te sien, dan besef ek dink kom ons maak net die bril skoon. Okay, nou kan ek weer sien. So 'n skoon bril help jou om nie te kyk en vars te kyk en reg te kyk. Of soos musiek. Jy begin na musiek luister as jy jonk is. Musieklesse. En soos jy begin kyk, luister na die musiek, so verstaan jy van ritme en melodie en harmonie en al die goeters, en kan jy al meer gevorderde stukke begin speel. Soos ek binnekant nuut word, kan ek al meer God se wil onderskei. Dalk moet jy 'n joernaal hou oor God se wil en my wil. Om te gaan kyk, maar hoeveel keer weet ek dis die regte ding, maar ek kies dit want ek voel nie ek is goed genoeg nie, ek is onseker, ek is bang wat gaan 'n ou sê. Ek het so ruk terug, was ek op 'n ding gewees, en een van die ouens wat saam met my daar was, sê tot my hart. Ek wil iets vir hom gaan sê, maar ek is bang, ek ken hom nie. Hoe kan ek hier van die kant af kom of hom goed gaan sê? En ek sê, bestaan, Here, wys nou vir my, ek wil nie hier so droog maak nie. En die laaste aand, tog laat ek 'n bietjie my vrou bel, want daar's nie sê waar ons heeltyd, waar ons die byeenkoms gehad het nie. Toe ek so opstap in die lapa waar ons was, daar sit hy alleen. Nou, okay, dankie. En ek besef net ek moet nou met hom gaan praat. En ek praat met hom en op 'n paar emosies gewees, en toe ek wegstap, sê hy my baie dankie. Hy waardeer verskriklik wat ek vir hom kom sê het. Maar ek was bang om te praat. Maar as ek fyn luister en God begin aan my al meer verander, dan gaan ek al meer begin agterkom, hoe werk God ook met my? Wat is God se stem in my lewe? Met my roeping om teologie te gaan studeer, het ek nooit hierdie stem in die bos gehad soos Moses nie, in die brandende bos nie. Dis 'n klomp klein goedjies wat langs die pad gebeur het. En toe ek eendag in die weermag,
Ek het nog 2 jaar diensplig gedoen voor my studies, na matriek. Sit ek in die bungalow saam met 'n ou en hy vertel my wat gaan ek volgende jaar doen? Hy het klaar studeer voor die tyd. Ook 'n dag nie. En ek sê vir my klomp storieetjies. Hy sê maar oor my roeping vir teologie wat ek dink, ek is nie seker nie. Ek sê hoekom twyfel jy nog? Ek dink dis baie duidelik, Here wil hê met teologie gaan swat. Maar dis 'n proses wat ek God toelaat om my meer en meer te verander sodat ek kan onderskei wat is God se wil. En dan die res van die stuk wat ons gelees het, praat Paulus nou oor die gawes en hoe elke ou inpas in die plek, in die gemeente. En die sleg is as ek nie my deel doen nie, dan trek die liggaam swaar. So dink ek, hoe gaan dit wees in Hillstrom Oos? As ons die pad waar ons almal mee besig is, hier soveel mense se denke wat al so volwasse is, geestelik volwasse is. As daai mense al meer begin optree as mentors vir hulle wat swak in die geloof is, of dit 'n gemeentelid is of buite die gemeente, maak nie saak nie. Dink net hoe gaan dit wees as ons elkeen, as ons dit kon meet op 'n manier fisies. En sê maar ons is nou 'n 5 uit 10. En oor 'n jaar kom ons terug en ons meet en ons sê ons is 'n 6,5. Hoe ons denke verander het, hoe ons God ons vernuwe het, hoe ons toegelaat het dat God ons vernuwe. Dan het wat 'n amazing impak kan hierdie gemeente in Hillstrom hê. Maar wat gaan jy doen as jy uitstap vanoggend? Wat het jy gehoor vanoggend oor Here, wat is dit? Daai ongemak as ek mens iets sê en jy hoor iets, dis gewoonlik waar die Here so 'n bietjie druk, sê gaan kyk daarna. Miskien is jy juis die een wat na die buurman toe moet gaan of die buurvrou, die ou wat saam met jou werk. Sonder om vir hom hierdie van bo af te kom en sê, luister, ek wil nou vir jou kom vertel hoe werk die lewe. Net konstruktief, doelbewus sê, ek gaan met jou op pad stap. En treukie vir treukie wil ek jou help dat jy anders te dink oor die lewe. Want ons weet die realiteit as die lewe jou hart klap en jy lê op die grond. Sjoe, dan dink jy anders te oor 'n klomp goeters. En dan vir dit lank om weer op te staan en sê, alright, dit was nie die Here se skuld nie. Die feit dat 'n ou dronk was en nie voor my ingejaag het niks met die God of die duiwel uit te waai nie. Maar mense wat verkeerd kies. En as ek daai ding kan aflê en kan veral as ek iemand aan die dood moes afstaan deur so 'n ding wat nie moes gebeur het nie, dan raak my hart rustig. Miskien is jou uitdaging vanoggend as jy uitstap, sê Here, waar is my denke nog die mekaar en verwronge en sommer net 'n mes op. Wys my wat het ek nodig en waar moet U in my hart kom werk dat my denke al meer en meer na U gevorm word. As jy dalk op die oomblik dink aan iemand wat in jou hart is wat jy aan op die oomblik aan dink, dalk het daai persoon juis iemand nodig. Net 'n hand om die skouer en sê, "It's right buddy. Kom ons nou Delta Berry, jy droog gemaak. Maar kom ek stap saam met jou vorentoe. En kom ek help hom verstaan en die wêreld verstaan wat beteken dit om 'n Christen te wees. Vir hom te sê, maar weet jy wat, wil nie sê in woorde nie, maar die houding te hê, ek het al gegroei, ek besef, weet jy wat, ons maak almal foute, maar dis nie my identiteit nie. Kom ek stap saam met jou, dat jou denke ook weer kan vorm na dit wat God wil hê jy moet doen. Ek wil graag vir jou 'n oombliekie gee om net rustig saam met die Here te gesels oor wat nou op jou hart is. Wat is dit wat
jy van bewus geword het terwyl jy sit? Wat 'n vraag het by jou opgekom? Wat 'n ongemak het by jou opgekom? Wat 'n opgewondenheid by jou opgekom? Ja, ek wens 5 jaar vorentoe dat ek almal by die name kan ken en 'n bietjie ietsie van almal weet. Maar dit is nog maar ook maar 'n reis. En ek wonder net hoeveel sit hier so met sulke mooi stories hoe God met jou op pad gestap het. Kom ons praat elkeen gou in stil gebed met die Here. Hier ons kultuur het ons so baie keer in 'n hoek gedruk van ek moet blink buitekant wees. Hier is huiswerkers op die plaas wat my ma wat die potte wil sê hulle moet die goed blink skuur en sy nog nie tevrede nie. Maar dankie dat u woord ons kom herinner dat ons buitekant is nie belangrik nie. Maar dit wat ek binne is. Here, my gebed is sommer net vir oggend dat die geloofsreis waarmee elkeen van ons besig is en op pad is, dat ons nog net meer en meer sal toelaat dat u ons verander en dat ons denke, ons binnekant sal anders te dink. Soos 'n skoenlapper wat eers 'n eiertjie is en dan 'n larwe en dan 'n mot en dan 'n mooi vlinder. Dankie Here dat u woord so vol is van genade. Here, as iemand dalk sit vanoggend wat skuldig voel oor goed van die verlede. Weet ons ook Here, dis u vergewe mos en begin op 'n skoon blaadjie, ons kan oorbegin. Ja, soms is dit ons kultuur wat ons herinner en ons mense om ons van die verlede. Maar u sê kom ons gaan vorentoe. Dankie Here vir soveel mooi kinders van die Here wat in hierdie gebou sit en wat deel is van die gemeente. Here, waar ons ook elkeen is op ons eie lewensreis. Maar mag ons toelaat dat u ons lewe transformeer van binne na buite. En ons denke verniet. Nuut maak ons gedagtes, ons oortuigings, ons gevoelens dat dit sal nuut word. Here, dis een van die grootste dinge van u is dat u vir ons lief is en aanvaar nie soos ons is. Maar eintlik is u te lief vir ons om ons te los soos ons is. U wil ons transformeer sodat ons 'n sterker lig in die gemeenskap kan wees hier in Nylstroom. Dankie Here dat ons dit kan vra in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek gaan nou gou geleentheid gee vir dankoffer en daarna gaan Chris gaan 'n bietjie met ons gesels net so oor bietjie verslag oor die finansies. Ag nee Chris, nie Leon, ekskuus. Leon gaan met ons gesels. Alright. Is dit nie vandag nie? Ekskuus Leon, sorry, ekskuus nie, dis volgende Sondag. Ekskuus Leon. Ons het gekommunikeer. Maar ja, kom ons neem gou die dankoffer op.